In die bulletin, die minister van Basiese Onderwys versoek kalmte oor die nuwe voorgestelde geskiedeniskurrikulum vir graad 1 tot 12 en die Kaap Agulhas Nasionale Park is nou nog mooier en groter vir toeriste. Goeiemiddag en baie welkom by die visuele Afrikaanse nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM, wat met trots geborg word deur Solidariteit. Ek is Esmarie Eysel. Die minister van Basiese Onderwys, Siviwe Gwagube, het kalmte versoek na mate die debat oor die voorgestelde nuwe kurrikulum vir geskiedenis toeneem. Kritiek het opgevlam nadat berigte daarop dui dat belangrike temas soos die Amerikaanse en Franse revolusie en dele van die plaaslike bevrydingsstryd moontlik geskrap of herstruktureer word. Gwagube beklemtoon dat die dokument slegs 'n konsep is en dat daar nog geen finale besluite geneem is nie. Sy moedig die publiek aan om opbouende insette te lewer om 'n gebalanseerde en objektiewe leerplan te verseker wat kritiese denke bevorder. Die uitnodiging tot openbare kommentaar is op 20 Maart vanjaar in die Staatskoerant gepubliseer en stel die spertyd op 19 April. Die VF+ LP en woordvoerder oor onderwys, Dr. Wynand Boshoff, het in 'n skrywe aan Gwagube versoek dat die spertyd vir openbare deelname met 14 dae verleng word. Die tydperk vir openbare deelname oor die nuwe voorgestelde geskiedenisleerplan behoort regtig met so 14 dae verleng te word. Ons het hier met twee verskillende stelle dokumente te doen. Die ene is die 1 of 2 bladsy bekendstellings wat die departement gedoen het, waarin hulle min of meer sê wat is hulle plan. En dan die ander is die curriculum assesserings en beleidsverklaringe, die sogenaamde CAPS dokumente, wat mense bietjie sukkel om op die internet te kry. Daar's nêrens in die departement se kommunikasie 'n skakel daarna toe nie. En dit is omvattend en omslagtig en nogal heelwat werk om daar deur te gaan en ordentlike intelligente kommentaar te lewer. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het 'n konsepplan vir roetine-inenting teen bek en klauseer gepubliseer net dae voor 'n hofsperdatum. Die plan dui op 'n groot beleidsverandering en stel 'n vrywillige landwyse inentingsraamwerk vir hoefdiere voor. Die land word tans deur 'n wydverspreide uitbreking van die siekte in die gesig gestaar wat alle provinsies raak. Die hof het beslis dat die minister so 'n skema publiseer na druk van landbouorganisasies. Die publiek het nou 7 dae om kommentaar te lewer terwyl 'n komitee oor die implementering toesig sal hou. Die direkteur-generaal van internasionale betrekkinge en samewerking, Zane Dangor, sê president Cyril Ramaphosa het reeds 'n geskikte kandidaat gekies om Suid-Afrika se volgende ambassadeur in die Verenigde State te word. Hy sê die naam kan nog nie bekend gemaak word nie, maar die president het sy besluit geneem en die aanstelling sal binnekort amptelik aangekondig word. Suid-Afrika is sedert Maart verlede jaar sonder 'n ambassadeur in die VSA nadat Ebrahim Rasool as persona non grata verklaar is. Volgens Dangor is die nuwe aanstelling deel van pogings om diplomatieke verhoudings tussen Pretoria en Washington te versterk. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku dat Gauteng, die Vrystaat en Limpopo tot die naweek buie en donderstorms kan verwag. 'n geel vlak 2 waarskuwing is vir die Vrystaat, Noordwes en KwaZulu-Natal uitgereik, waar swaar neerslae moontlik tot wydverspreide oorstromings kan lei. Volgens 'n weervoorspeller, Letlogonolo Tobela, is daar 'n 80% kans op reën vir die sentrale Vrystaat, terwyl Gauteng tot Vrydag reënbuie te wagte kan wees. Teen die naweek verskuif die swaarste weer na die ooste met tot 70% kans op reën in Mpumalanga en Limpopo. Die weerdiens het inwoners gemaan om versigtig te wees weens die voortdurende giere weer. En die minister van Toerisme, Patricia de Lille, het die nuutgeboude toerismegeriewe by die ligtoring in die Agulhas Nasionale Park in die Wes-Kaap vir die publiek oopgestel. Die Agulhas ligtoringgebied is deur die departement en Suid-Afrikaanse nasionale parke teen 'n bedrag van R81 miljoen uitgebrei en opgeknap.
Die nasionale park dien as bewaria vir unieke biodiversiteit, as ook die ryk kultuur van die Khoisan gemeenskap. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, het in sy toespraak by die geleentheid gesê, hierdie toeriste-trekpleister is 'n praktiese voorbeeld van hoe erfenis en omgewingsbewaring, asook ekonomiese ontwikkeling saam bewerkstellig kan word. Ek is vandag by die Agulhas Nasionale Park hier aan die suidpunt van Afrika, waar ons by die lighuis hier agter my vandag 'n area geopen het wat vir toerisme 'n groot bydrae gaan lewer. Ons het hier 'n groot restaurant, ons het 'n interaktiewe inligtingseentrum, asook 'n aandenkingswinkel waar toeriste hiernatoe kan kom. In die verlede, wanneer toeriste by hierdie ligtoring gekom het, het hulle 'n foto of twee geneem en hulle het aangery. Nou kan hulle hier aankom saam met hulle families, hulle kan tyd hier spandeer. Hier is 'n kinderpark wat ontwikkel gaan word en ek dink dis werklik waar 'n groot aanwinst vir die Agulhas Nasionale Park, maar ook vir die totale gemeenskap in hierdie Agulhas area. Dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Die nuusbulletin is met trots geborg deur Solidariteit. Ons maak môre aand weer so 'n mooi Woensdag. Dis bang, dit's tyd. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit nie ek's 'n bietjie bang, maar jy gaan nie dit. Wag nou. Ek het dit nou. En nou? Great, you like it. Wat maak jy? Ek moet hier wees. Ek moet dit doen. Waarvan praat jy? Hulle sê solidariteit is op almal se lippe. Jy hoef nie 'n tattoo te kry nie. Kom, is maklik, ek wys jou. Hoorie, Janko. Moenie dit oordink nie. Sluit aan by Solidariteit. Vinnig, gerieflik en pynloos.